Halleluja, halleluja. Ek vra verskoning vir die mense wat wil inskakel, hulle gaan inskakel. Wees welkom en geniet die diens saam met ons. Prys die Here. Nou ja, al wat ek weet is my kleindogter Marizel het verjaar vandag. Daar's nie ander verjaarsdag of huweliksherdenkings nie. Ons dienste is normaal, jy ken dit nou al by hierdie tyd. En dan nou ja, hartseer is vanmôre. At least kan julle lees daar. En Suster Dina het dit nou baie mooi gesien. Sy sê dit is asof mens die skepping sien, die heelal, met al die kolletjies daar. Nou, ek vra om verskoning, want ek het in my hand in 'n ding ingedruk, waarvan ek seker nou nie regtig kennis het, toe ek nou die situasie nie baie sleg. So, daar was 'n probleem met die projekte wat ons hier gehad het. Klein probleempie. En Vrydag aand word dit 'n groot probleem. En gister het dog ek gaan die probleem regkry en toe maak ek dit. So nou werk daai projekte nou nie. So ek vra verskoning, ek gaan kyk of ek in die week iemand kan kry wat dalk die ding kan regkry, of kan maak werk. As ek nie is dit, dan sal ons maar nie weer nou koop. Jy nog my vergeet. As jy sukkel daarmee, kom net een van die 70x7 kursusse, dan sal jy weet nie om my te vergewe daarvoor. So, ek het nou raar gedink, ek sal dit regkry, maar so ek vra verskoning. Maar as jy die eerste letter kan stem, dis 'n V. Welkom. Welkom vanmôre aan elkeen. Mag julle vanmôre magtig ontmoeting met die Here hê. Mag jy geseënd wees. Mag jy hom ervaar. Mag jy sy liefde ervaar en ek hoop en glo en vertrou dat die kern van vanmôre se boodskap ook gaan wees, is dat die Here jou en daarom moet jy lief wees. En omdat hy jou liefhet, is sy planne vir jou en sy gedagtes aangaan. Nie gedagtes van onderwys, maar van hoop en van goedheid en van God. En mag jy na vanmôre se diens weet, die Here is God. En hy praat die waarheid. En hy ons sy woord staan. Kom ons staan. Ek gaan vir broer André vra of ons hierdie diens open met gebed. En dan gaan ons heerlik saam sing, die naam van die Here groot maak. En ek wil hê jy moet vanmôre uitbundig wees. Moenie skaam wees nie. Die woord Paulus sê ons moet uitsinnig raak in die Here. So geniet jouself. Op jou manier mag geniet dit, want die Here geniet dit saam met ons. Die woord sê hy woon onder die lofstange van sy naam. Baie dankie broer. Here, ek wil soos Paulus sê in Korintiërs 15 vers 58, Here, daarom broeders, wees standvastig en altyd oorvloedig in die werk van die Here, want julle weet dat julle arbeid nie vergeefs is nie, Here. Here, ons dank U dat ons vanoggend by mekaar kan kom hier so, Here. O my koning, ons aanbid 'n groot God. Daarom worry ons nie dat ons min is nie, Here. Want ons groot God is baie, Here. Ek prys U naam en ek loof U naam, Here. Seën ons vanoggend, seën elke liedjie wat ons gaan sing, Here. Maak alles, Here, dat alles tot eer van U sal wees, Here. Ek prys U naam, ek loof U naam, ons eer U naam, ons verhef U naam, Here, tot in die hoogste hemele, Here, want aan U kom toe al die lof en al die eer en al majesteit, tot in alle ewigheid, Here. Eers die leeu van Juda stam, die roos van Saron, die blinkmorgenster, die eerste en die laaste, die begin en die einde, Here. En ek weet, Here, as U is hier, Here, dan is alles volmaak en perfek, Here. Dan kan niks skeef. Halleluja. En ons loof U naam, ons prys U naam, Here, seën ons diens vanoggend. Heilige Gees van God, ons pleit by U, Here, kom wees in ons midde vanoggend, Here. Raak elke ene aan, beweeg ons in die banke, raak ons elke ene aan, volgens ons eie behoeftes, Here, en kom seën net asseblief, Here, alles wat ons sal doen in die naam van Jesus. Elke liedjie, elke woord wat gespreek sal word, Here, seën die lippe van pastoor, dat sy lippe met vuur gelouter sal wees, met sout besprinkel, en laat ons harte sal ontvanklik wees, Here. Neem ons verstand vanoggend gevangene tot gehoorsaamheid aan God ons koning en ons Vader. Ek prys U naam en ek loof U lieflike naam. Amen. Amen, amen, amen. Prys die Here. Okay.
Suster Serena, as jy reg, as jy vashou, jy moet maar een ding verstaan, is dat ek weet as jy nou wil wegraak in worship, dis moeilik, jy moet gefokus bly. As jy baie dankie dat jy bereid is om dit te doen. Prys sy naam. Wat gaan ek vanmôre? Ek is so bly, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus. Kyk, as die duiwel dan nou sy bes getraai het, maar hy kom nie reg nie. Want die God wat ek dien, is wonderbaar. Is sy wonderbaar, wonderbaar. Is sy wonderbaar, wonderbaar. Jesus weet en ek weet en ek kom op met sy
siens in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Van die ketting spreek, van die juke afgooi. Halleluja, dankie Here dat U gekom het en vrygemaak het. Halleluja. I will be My blydskap is in die Here. Amen. En slegs in Hom is dit volkome. En dan sê die skrif dat die blydskap in die Here is ons beskutting. Halleluja. Amen. Loof die Here. I am free from the... Excuse julle. Ek weet heeltemal. Ek weet nie verkeerde woord.
is verlos deur die bloed van die Lam. Ek is vrygemaak en diep deur sy Prys die kostbare. Here, dis waar. Wie is daar wat sal veroordeel? Wie is daar wat beskuldig en onreg? As dit die Here God is wat Prys die Here, dankie dis waar. hoe Amen. groot is Dis waar. U. How great is our Lord? How great is His name? Thank you.
As ons maar net ten volle op U kan vertrou. Ja. As ons maar net ten volle op U kan staan. As ons maar net ten volle kan oorgee. 'n volle oorgawe maak. Ja, dis waar. Dan sal ons weet, Here, U is die een wat die see oopbreek. Ja, U is die een wat die volk op droë grond laat deurgaan. dis U waar. is die een wat die see oor die vyand toegemaak. Ja, dis waar. U is die een wat vir die volk vir 40 jaar in die woestyn gelei het en hulle gevoed het met manna uit die hemel en met kwaad. Selfs die stoetsore in hulle skoene het nie gespaar. U is die een wat hulle in die beloofde land ingelei het. Ja, U is die een wat elke belofte na. Dis die waar. U sal elkeen lei wat hulle vertrou op U. Dis waar. En vanmôre wil ek sê soos Joshua, ek en my huis sal die Here doen. Amen. Prys En die Here. hierdie gemeente, Here, ons sal dit doen. U is ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob. U is ons God, vir ons is daar geen ander nie. Here Jesus Christus, U is ons heiland, U is ons verlosser. Vir ons is U alleen die weg, die waarheid en die lewe. En ons weet, Here, net U. En ons dank U daarvoor. Dankie vir hierdie diens. Dankie. Dankie vir die voorreg om te kan sing en te verheerlik. Dankie. En dankie, Here, vir die voorreg om U woord te kan bring. Ek bid dat U my lippe sal salf om die naam van Here om U woorde te spreek. Ek bid dat U my ore sal salf om U stem te hoor, want ek gee myself oor aan U, Here. Ek is net die instrument, Here. Kom spreek U die lippe van my vanmôre. Kom maak U die woord lewendig. Kom breek U dit oop. Soos met die Emmausgangers, Here, breek die woord oop sodat hulle oë kan sien, sodat hulle kan verstaan, sodat hulle harte warm kan word van hierdie heerlikheid dat U die ja en die amen is op die belofte. U het opgestaan. Dis waar. Om neem nou elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid. Bid elke geestelike van U in die naam van Jesus Christus. Here, kom besluit ons ore dat ons met die stem van die Heilige Gees asseblief en word die Here is met jou bid in Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Prys die Here. Is daar iemand vanmôre met 'n dankbare hart? Wat die Here wat vir jou iets gedoen het vanmôre? As hy prys die Here. Moenie afsit as jy klaar is nie asseblief. Môre almal. Ek net graag iets sê. Ek sit nou net en dink aan 'n ding. Ek sou nou na kerk 'n vriend van my ontmoet het hier by die Wimpie. En soos ek koffie gedrink het, toe bel hy nou vroeër vanoggend sy vlug is aan sy leer. Hy kan nie Amerika toe vlieg nie. Hy sou daar gaan valskerms doen het. Nou sit ek net en dink ons almal is redelik maklik om te getuig hoe sterk ons staan en hoe goed ons geloof is. Nou sit ek net en dink hoekom ons die vlugge kanselleer. Dan kom net 'n ding by my op, daar is seker nie meer jet fuel nie in die land nie. Want ek dink die hele wêreld gaan 'n krisis in die oë staan. Ja. En ek dink ons gaan die rippels van die golwe voel hier so in Suid-Afrika in die nabye toekoms. En dan kom daar 'n tekort aan 'n hele klompie goedjies en ek dink my eerste ding is nou maar seker nou die jet fuel en dan diesel en petrol. Dan wil ek sê soos Habakuk gesê het, as daar nou nie meer beeste in die kraal is nie en daar's ook nie meer weiding op die veld nie en daar's ook nou nie meer reën op die lande nie en daar's ook nie 'n oes nie, nogtans sal ek in die Here roem. En nou sê ek, is dit werklik so gaan ons? So ek dink ek moet net self ondersoek doen en sê, waar staan ek in my lewe met hierdie toekoms van my, want dit is baie belangrik om nou al te begin uitmaak en te sê, waar is ek op pad, want as die toets kom, is dit te laat om dan te besluit, gaan ek die toets deurmaak, jy moet nou al besluit, jy moet nou al oefen, om daai toets daarvoor te kan, om te sê, slaag. Want as jy dan eers wil begin oefen, is dit te laat, en dan is die toets op jou, en jy is nie geoefen daarvoor nie. So ek dink wat ek wil sê eintlik is,
kom ons begin ernstig raak in dit wat ons sê ons glo. En dit wat ons wil glo. Amen. Sing, how great is our God, how big is his name. En dan sê ek, ken ons God, ken ons hom werklik. En as jy hom nie ken nie, moet jy hom vinnig leer ken, want ek dink die benoudheid gaan oor die volk of oor die mense kom. Die pastoor. Amen. 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 Dan nog iemand wat? Terwyl ons nou so sing van Great is our God, sien ek, is dit goed, maar en ek voel daai rustigheid, so van, God wat so rustig daar sit en hy sê, I will lead you, would you trust in me? En ek het duidelik gesien, hoe sit hy daar met sy rustigheid, en is nie bekommerd oor niks, want hy weet vorentoe gaan alles ons reg uit. Amen. So ek voel net ek wil so opgestem. En die week wat ook gebeur het, ek het my stilte tyd gehou, en ek het baie lief om te bid, vra die Here, mense bewaar van die Gees. Toe ek my klaar gebid het, toe ek my stukkie van lees, en ek maak ook uit 2 Korintiërs 3 vers 3, waar hy sê, God bly getrou, hy sal ons bewaar van die Gees. So is daar enige iets hierdie week wat op julle pad kom? Nie hoor ek. Sal ons bewaar. Amen. Prys die Here. Wil julle net vertel wat hierdie week gebeur het? Wat ook van die Jesamies wat ek doen, daar geen werk in kom. Die laaste 2 maande niks nie. Dis tyd om te vas en vir die Here te lê. Bid. En dis wat ek doen elke aand vir die Here vir die Here bid. Mense, maandag onder was hier dan wel. Kry jy oproep? Binne in 1 dag dan moet ek 4 kwotasies. Die volgende dag 3 kwotasies. So in hierdie 1 week, 3 dae, sit ek 7 kwotasies. Van niks na 7. Net omdat ek besluit het om die Here te gehoorsaam en pas, bid en myself aan die Here te bid. Dis ek ook, dan kry jy die dag. Amen. Doen wat hy wil hê jy moet doen. Lees sy woord, bestudeer sy woord. En dit dinge sal vir jou reg. Amen. En Here sal jou voorsien. Amen. Prys die Here. Halleluja. God is so getrou. Hy's waaragtig. En hy's wonderbaar. En hy's betroubaar. En die Here weet wat hy doen. Glo jy vir my? Hy weet wat hy doen. En die vraag is net vanmôre. En julle almal sê dieselfde ding. Is ek en jy bereid om onsself onder sy wil te plaas? En om te dien in Gees en in Gees. En die enigste manier hoe ek en jy dit geregter is om te weet wie hy is. Nou ek het nou 'n minder. Ek het 'n lekker week. Ek het 'n lekker week gehad. Ek het nie 'n slegte week gehad nie, maar in baie opsigte geestelik baie moeilik en uitputtend. En ek begin eintlik baie keer my vrou verstaan. Ons het nou 2, 4, 5, 16 is op pad, klein kind. So van die 5 wat daar is. Okay, 2 is nou al groot, so hulle het maar half nie veel meer geslaap nie. Maar die ander 2, kleintjies, kyk hulle maak hulle ouma klaar net. Maak hom nie jaloers. Sy is nie kwaai nie. Ek sien nice een. Maar hulle is erg hoor. Doen wat nou sien. Is daai kind, hy net een. En dis hy. Hy het vrede met almal. Hy het nie 'n saak nie. Hy kan maak net wat hulle wil. As ek in die kar uitklim, hy hou vir my so dop om seker te maak ek kom aan die ander kant toe om hom te kom haal. En as ek hom nie kom haal nie, so hy het sy oupa besig gehad en nou begin ek verstaan hoe voel my vrou. Ek is uitgeput, hy mannetjie is genoeg gemaak. En hy het besig gehou en so my week
En dit klink stupid, né? Totdat jy nou my skoene kom staan, dan gaan jy nou verstaan. Hoekom dit vir my uitputtend is. Ek hou van orde. Ek hou van routine. Routine laat my in beheer. Routine laat my voel, dinge gebeur soos dit moet gebeur en alles. Nou kom hier 'n klein 1-jarige seentjie en hy gooi alles op verf. My routine is daar nie, alles in my tong het afgeklim. Ek sê vir dit voel asof ek net baba vashou die hele tyd en entertain ek. Daai kind is mal oor water. Hy kan hy swembad nie uitlos. Ek het hom 3 keer verslyp. Die Here het hom aan die lewe gehou. Ek het dit nie as Christus gedoen nie, maar dit het net gebeur. Dis so koud, jy wil nie eens jou tone in daai water, hy kind wil swem, nie jy saam met ons. Ek reis. Maar oorgesê sê wat ek wil eintlik sê, ek sê goed is die Here. En hoe getrou is die Here en dat die Here weet waar hy is. Ten spyte van die feit dat ek so min tyd hierdie week saam met die Here spandeer het. En ek sê woord, al is julle ontrou, hy bly getrou dat hy kan homself nie verloor. So ek het bitter min tyd saam met die Here gespandeer in hierdie week en toe gebeur gister nou nog. So gister het gebeur en ek kom 7 uur gestaan by die huis, doodmoeg, geïrriteerd, gefrustreerd en my vrou vra van die boodskap. Ek sê vir my vrou, ek het nie eens gedag, dis dom leeg, hier's niks. As die idee nie, as die gedagte, as niks, ek het moeg geslaap, ek wil net gaan slaap, ek wil WhatsApp stuur en ek wil hierdie diens kanselleer. Ek daar's niks, ek is soos 'n leeddop. Ek is moeg. Ek sê vir ek voel nie eens geestelik nie, ek voel nie, ek het 'n koneksie, heiliglik met die Here nie. Hierdie klink vir julle vreemd dat pastoor nou sulke na ons praat. Kyk net gegooi is en gisteraan nou ek moet nou baie goed slyp om van hierdie klein seun ontslae te raak dat hy sy oupa nie kan sien. Gelukkig nou sy pa al daar, so dit help die kinders erg goed. So ek het nou gaan bad en eet en ek is nou studeer. Julle nou moet iets, ek het niks, die Here help my Here. En die Here gee vir my 'n boodskap wat so in lyn is met wat julle vanmôre sê. Wat so in lyn is met wat ons sing. Nou ek wil vir julle eerlik sê, ek musiek is nie my bediening. Die Here het goed geweet wat hy doen. Hy het my, toe ek 'n tiener was, geleer om 'n bietjie gitaar te speel. My pa was briljant met musiek. My pa, musiek was sy lewe. Daar was omtrent nie 'n instrument wat hy nie kon speel. Hy kon enigiets speel en hy het dit op koor gespeel. Hy was briljant met musiek. Ek nie, maar die Here het geweet hoekom ek met gitaar speel. Maar ek is nie 'n musiekleier. So om my nou te help, werk ek alfabeties. Ek gaan alfabeties af. Ek het by Z begin en ek kies ek woordjies so by alfabet. En dan print ek dit. So as ek nou hierdie alfabet is dit makliker. Begin ek net weer by die eerste een wat ek doen. Maar God weet wat hy doen. Dis hoe ek die woordjies kies en so donder aan, sing ons hierdie goed. Ek het donderdag aan nog geen idee wat die boodskap is. Sondagmôre as ek die voor is en ons sing hierdie goed en ek hoor wat die mense sê, dan weet ek, maar God is in beheer. Ja, ek wil vir jou sê, maar weet jy wat los is? Geen net oor, God weet wat hy doen. Ja, amen. Hy weet waartoe jy pad is, hy weet wat hy beplan het, hy weet wat hy wil sê. Hy weet wat hy wil doen. En ek wil saamstem met broer Karel sê, maar ek wil dit net in 'n ander lig stel. Ek wil eintlik dit wat julle nou sê, wil ek saamgooi vanmôre. Die oomblik toe Israel uit Egipte is, het hulle dan ook gebeur. Hierdie olie ook opgehou. Hierdie petrol ook opgehou. Ten spyte van hoe swaar dit met hulle gegaan het, was dit hulle comfort zone, hulle het geweet wat gebeur, hulle weet wat aangaan, en miskien moet hulle uit. En 'n oomblik
onbekende in. En dit maak nie saak met hoeveel goud en silwer en kristalle en juwele hulle daar uit te sien, want die Here het gemaak dat die Egiptenaar moes vir hulle gee. Want hy het 'n plan gehad. Nie die goue kalf nie, die goue kalf is die menseplan. Dis wat ons wil doen. En ek wil vir jou sê vanmôre, as ons weet nie wat die toekoms ingaan nie, en dit is so, en ek stem saam, want dit wat besig is om in die Midde-Ooste te gebeur, dalk 'n groot ripple-effek gaan hê, en dinge vir ons kan moeilik maak. Daar's 'n onbekende wat voor lê. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, as jy jou plan maak, gaan jy 'n goue kalf bou, wat vir jou niks gaan beteken. Die goud en silwer was vir die tabernakel, om God te dien, om hom te aanbid. En nou sê hierdie oortjie, I will lead you if you trust in me. Dis wat hy vir hulle sê, ek sal julle lei. Ek weet waartoe julle op pad is. Ek weet waartoe ek julle wil vat. Ek het vir julle gesê, ek wil julle vat na 'n land van melk en honing. Maar vertrou op my. Moenie jou eie plannetjies maak. Wat het hy gesê is gedaan? Dis hoekom ek saamstem. Ons moet onsself geestelik voorberei. En ek gaan vir julle sê hoe doen dit. Jy van die realiteit is, wanneer daai bassein blaas, gaan net die helfte van die kerk gewees. Want ek wil vir jou vanmôre sê, dit lyk goed, hoor wat ek sê, jou lampie brand. En jy dink is hoor. Maar as jy nie olie kan hê wat vol olie is nie, gaan jy moeilikheid hê, want die olie in jou lampie gaan klaar. En as die bassein blaas en die lampie is dood, dis net hulle wie se lampies brand. Jou lampie moet brand. So ek en jy moet onsself voorberei om olie te hê vir die lampie. So ten spyte van die feit dat die Here vir hulle gesê het, hou vas aan my, glo my, vertrou my, ek sê julle deurdra, het dit telke male gebeur dat hulle dit nie wil doen nie, telke male het hulle teruggedrink en gehoop en alles, en aan die einde van die dag, vir 40 jaar het God hulle gelei, deur die woestyn. Hy het hulle versorg, totdat die geslag hulle self oorgegee het, en op die Here vertrou het, en hulle is die beloofde land. Hoe berei ek en jy onsself voor? Oorgaan. Vertroue. Geloof. In die binnekant. In gebed. In vasting. In die onderlinge byeenkoms. En dit is dit so, dat daar vanmôre mense is wat weet omstandighede nie hier kan wees nie. Maar daar is mense wat môre gekies het om nie hier te wees. Vir watter rede ook al. Van my lampie brand. Ek sal my vas doen. Ek is fyn. Dis of nou. Ek dien die Here. Ek vertrou die Here. Dit skryf jou lampie brand nou. Maar hoeveel reserves het jy? Wanneer dit gaan gebeur dat hulle hierdie kerk se deure toemaak en jy wens jy kan nog 'n bid hier bygewoon het. En jy wens jy kan nog 'n diens bygewoon het. Wat dan? Ja, waar. Dan gaan jy terugdink aan elke keer wat jy die geleentheid gehad het om hier te kom gewees het en jy dit nie gebruik het. En skielik, as jy na die reserves kyk, dan sê jy, maar ek het nie meer soveel oor as wat ek gedink het. Dit is so, die kerk is die enigste plek waar jy olie kry. Dis eintlik in jou binnekom. Hier is die voorbereiding vir die binnekom. En nou sê ek, hoe berei ons onsself voor? Deur oorgawe, deur geloof, deur vertroue. Wie van julle vertrou nie? Kom wees eerlik. Maar jy hoef nie te antwoord. Laat wie die vraag? Wie vertrou my ten volle? Nou jy vir jouself sê hoekom? Hoekom terug? Ken jy my?
gras oor. En jy moet steek. So. Jy kan iemand net vertrou wie jy ken. So as jy sê jy vertrou my, dan wil ek jou vra, hoekom? Want ken jy my? Ken jy my reg? Baie seker daarvan dan nie vertrou. Dan nie weet wat hy kan en nie kan doen. Baie so is. Dit is dan allemaal dit. Ek is seker jy ken. Jy ken jy maar daar al. Ek dink jy weet tot wat in mate jy wat is al. En ek is baie seker dat jy ken jou maal van so aard dat as sy gesê, sy gaan iets doen, gaan sy dit doen. En nou verwag die Here dieselfde van my en jou. Hy sê vertrou op my, glo in my, maar nou moet ek myself die vraag afvra, maar Here, ken ek nie goed genoeg om op U te vertrou, om in U te glo? Want dit is baie maklik om te sê, ja Here, ek sal U volg. En dit was die probleem met die Israeliete gewees, is ook so baie van hulle gesukkel, want hulle het God nie geken nie. Ten spyte van die feit, dit is voordat hy hulle uitgelei het, wou hy homself aan hulle openbaar. Die Here het iets gedoen om vir hulle te sê, ek voor ek julle uitlei, wil ek aan julle iets wys, sodat as ek julle vat, julle my kan trust. Toe gooi hy hulle, hy klomp Egiptenare met die 10. Hy wou sy volk wys wat kan hy doen. Hy wou nie net sy volk wys wat hy kan doen nie, hy wou hulle vyande, hy wou sy vyande wys wat hy kan doen. En elke plaag was 'n oorwinning oor elke afgod in Egipte. Want in Egipte was die wêreld gebruik. Elke plaag. En ek wil vir julle amper vanmôre sê dat die Israeliete het meer geweet van die Egiptiese gode as van hulle eie God. Daarom het hulle die 10 plaae daar gedoen, want hulle sê, kom wys gou op julle iets. Ek heers oor elke bekende God wat daar is. Kom ek sê vir julle vanmôre, daar is net een God, dis ek. Ek is die God van julle vader Abraham, Isak en Jakob. Ek is die wat die hemel en die aarde geskep het. Buite my is daar geen ander nie. Ek wil julle wys. Nog steeds sukkel die meeste. En dit vat 40 jaar om 'n volk te betuig. En alles is vir ons op skrif. En ek sien in hierdie iewers in hierdie week het ek 'n baie mooi prentjie gesien. En dit wat gisteraan by my uitgekom, kom toe ek daar by die binnekamer voor die Here is, en sê Here nou, ek is eerlik met die Here. Mense, dis een en ek is eerlik. Ek is nie hier om voor te gee. Ek is moe vir pastore wat voorgee alles word. Ek meen, ek moet die woord verwag van my wat in alles 'n voorbeeld te wees. Dit is so, ek moet in alles 'n voorbeeld wees. Na toe practice what I preach. Dis 'n mens net soos julle. Ek dien saam met julle die Here. Ek stap saam met julle. Die Here het 'n verantwoordelikheid op my gesit om julle toe te rus en julle te help om die weg te stap en die kennis te hê om 'n oorwinning te lewe. En ja, ek gaan daarvolgens ook geoordeel word. Ek is moeg vir mense wat vir ander mense wil goed vertel wat hulle self nie is. Weet jy wat is my baie hartseer? En daar's mense wat uit hierdie gemeente uitgestap het, omdat ek heeltemal te eerlik is oor al my swakhede. Maar weet jy, miskien is dit ek, dalk is dit ek. Maar ek het al mense gesien wat nie meer wil kerk toe gaan nie, wat moeg is omdat hulle nie die standaard van die pastoor kan handhaaf. Want die pastoor word op 'n pedestal gesit en hy moet wonderlike en dit kom voor asof hierdie ou het nie probleme nie en hy struikel nie
en dit gaan nie met hom, dit gaan net great en nou sit mense in die banke en hulle kyk na hulle self en hulle meet hulle aan die pastoor se lewe en hulle sê, ek kan dit nie maak nie, ek kan nie daar kom nie, dalk het die Here my nie lief nie, dalk het die Here nie 'n saak vir my. Ek vertel eerder vir julle, ek is net soos julle. Maar ek wil ook vir julle vertel, terwyl ek net soos julle is die Here vir my goed te gee vir my oorwinning. Omdat ek net soos jy is, en omdat die Here ook vir my oorwinning gee, kan jy vanmôre op dieselfde God vertrou, op wie ek vertrou, te weet, hy gaan dit vir jou ook doen. Amen. Maar wat God vir iemand anders gedoen het, sal hy ook vir jou doen. Ja, waar. En ek lees hierdie prentjie en dit omgestraal by my op en die Here vat my so en ek vat hierdie prentjie en die Here begin aan hom bou. En sê, dis wie ek is. En hierdie prentjie was die kan nou nie die Engels onthou nie. Maar die 7 aansprake wat Jesus maak. Ek het noem dit sommer die 7 ek is stellings. Daar's 'n paar plekke in die Bybel waar die Here Jesus sê ek is wat deel is van sy karaktereienskappe. Op 'n plek waar hy sê dat ek is sagmoedig en nederig. As jy lees van my, ek is sagmoedig en nederig. Dis 'n karaktermens. Maar daar is 7 pertinente profetiese verklaringe wat die Here Jesus Christus maak om te sê, ek is die Messias, ek is die verlosser, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, jy kan op my vertrou, ek is, en sy eerste een, en hulle almal is in Johannes opgeskryf, hy sê, die eerste een is, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Amen. Hy is die brood van die lewe. En dis 'n geestelike stelling, yes. Dis 'n geestelike stelling, maar ek wil jou vanmôre sê, God voorsien nie net in jou gees nie, hy voorsien ook in jou vlees. God het jou gemaak, hy weet jy het kos nodig, hy weet jy het water nodig, hy weet jy het klere nodig, hy weet jy het werk, hy weet jy het besigheid nodig. God weet dit. En ek is daarvan oortuig dat ten spyte van wat in hierdie wêreld gaan kom en it's gonna happen en dit kan baie sleg raak en erg, weet ek dat ten spyte van dit alles God sal voorsien bonatuurlik. I don't know how. Hulle sê 'n mens kan vir 40 dae sonder kos. Net 'n paar dae sonder water. Dit is baie. Ek dink jy kan dis hier se weer. As is 3-4 dae sonder water, kapoen. Dis nie hier kos. Maar as God vir 'n volk in die woestyn vir 40 jaar kan sorg, en hy het jy sien in die Ou Testament het God sy volk met manna uit die hemel uitgevoer. In die Nuwe Testament word Jesus Christus die manna. God kom voed ons met sy seun. En hy voed ons nie net geestelik nie, hy voed ons ook na die vlees, want hy sê in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom van sy heerlikheid deur Christus Jesus. God sal na jou kyk. Jesus gaan na jou kyk. He knows what you need. Al moet hy iemand opwerk om vir jou kospakkies aan te dra. As die Here 'n olie kan nie leegmaak nie. Solank as wat daar emmers was. Hoor vir my, solank as wat daar geloof was. Kom ons gooi die emmers weg. Solank as wat daar geloof, want elke emmer stel geloof voor. Want daar is soveel olie in die vlees.
Nou bring jy so 'n kan. That's faith. Om hy kan. So elke kan is geloof. En solank as wat sy geloof gehad het, solank as wat sy die kan raak het, het hy vlees nooit leeg geword nie. Ek sê vir jou, ek het al amper 'n jaar lank met een skeermes geskeer sonder dat hy stomp geword het, want ek het nie eens geld gehad vir 'n skeermesremmetjie. Kan die Here jou tank volhou? As hy jou vlees kan volhou, kan hy jou tank volhou. Hy kan jou koskaste volhou. Ek het hier op 'n stadium 'n verhaaltjie vertel, ek kan nie veel daarvan onthou nie, behalwe dat ek dink dis dalk pastoor Roel wat ek nou gehoor het, hulle maar ontbyt op brood gehad. En dit is ook maar 'n klomp steeds. Dit was hulle ontbyt is brood met appelkoeskonfyt. En die bure kom en die buurseun vra vir die tannie, my ma vra tannie nie 'n bietjie konfyt nie. Daar so 'n halwe botteltjie appelkoeskonfyt en sy gee dit toe nou maar vir die buurseun. En die seuns dink, "Ai, ma, wat maak jy nou? Wat gaan ons nou môre eet?" Ons gaan nou maar ek weet nie, dis nogal lekker gewees. Nou vertel gou vir my, ek gaan julle sê. Wie het al nat suiker op brood geëet? Is lekker, né? Daar's nie botter nie, daar's nie jam nie, maar daar's dan nog 'n bietjie suiker, maar wie wil so na so baie brood, lekker crispy chicken. Maar die volgende môre, toe hulle maar die spens oopmaak, toe staan daar 'n geseelde vol broodjie. I will lead you if you trust me. Hy is die brood van die lewe. Hy wil jou versorg. Hy wil na jou kyk, maar hy wil ook na jou gees kyk. Hy wil ook jou gees voed, want dis die belangrikste, is dat ons geestelik gevoed moet word. Want hy sê in 'n plek in die Ou Testament, en ek sê dit in my eie woorde, hy sê as die liggaam siek is, wat sal hom op hê? 'n Gesonde gees. Maar as die gees nie, wie sal hom op hê? Net God alleen kan. En dis wat die Here doen. Hy wil ons gees opbou. Want wat kom die vyand om te doen? Hy kom om jou gees, jou siel af te breek. En dis waar hy jou op wil voed. Hy wil jou daar volmaak. Efesiërs 1:3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die oomblik wat jy gewederbaar word en ons ontvang die Gees, het jy nie net 'n gedeelte gekry. Jy het alles. Amen. Jy hoef nie. Ek gaan nou toch slaap. Daar's 'n Pinksterlering wat sê jy moet nou nog bid vir die vuur. Vir die Heilige Gees. Jy's gewederbaar en jy's gevul met die Heilige Gees, maar nou moet jy nog bid vir die vuur en die krag. That's not true. Dis nie wat die skrif sê. Die oomblik toe hulle die Gees ontvang het, het hulle alles gekry. Hy het elke gawe. Die ding is net, this is what happens. In my lewenswandel, jy het klaar alles gekry. Jy gebruik dit nie. En soos wat ek en jy wandel in die Here, en soos wat ek en jy groei in die Here, word dit duideliker en begin ek myself meer oopmaak vir die werking van die Heilige Gees. Hy is nog heeltyd daar. Soos ek groei, gee ek vir hom meer plek in my lewe. En begin hy meer deur my lewe werk. Tot ek op 'n plek kom wat ek kan verstaan, dan skielik begin sy gawes deur my werk. But he was there all the time. Hy het nie net 'n gedeelte gekry. Hy wil jou geestelik voed. Hy wil jou dors lees, en dis wat ek nou ook wil sê, is dat, kyk, okay, vir ouens is ek raak grommerig as ek honger raak word. Pas is vir my ja, ek wil dit nie so hard gesê nie, maar dit is amper so. Maar ou raak grommerig as jy honger is. Maar dit kom nie naasend by as jy dors. As
Dit voel asof jou hele wese uitgedroog is, jou mond plak aan mekaar vas. Dit is net asof die lewe uit jou uittap. Jy mag dalk in jou lewe nog nooit water gedrink het nie, maar ek sê in daai oomblik smak jy na water. Okay, jy was al baie lank in die aand, jy sal verstaan. Jy was al met tye in die aand. Dors is 'n lelike ding. Honger maak jou omgekeer, maar dors. Want water is lewe. Sonder water kan jy kan nog 'n rukkie sonder kos, maar jy het water nodig om te lewe. En dan sê die Here, maar ek wil jou dors kom les. Ek wil daai soeke wat binne jou is, wil kom volmaak. Daai leemte, want daai dooiigheid wil ek wegvat, maar ek wil jou kom volmaak met iets. En dan sê in Johannes 7:38-39, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sal ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie. Hy sê ek wil jou volmaak met die Gees, ek wil daai dors van jou les, daai soeke wat jy, daar is mense, en dis hartseer, en hierdie 14-jarige jong meisie dood, want sy het gesoek na iets, en sy het dit op die verkeerde plek gekry. Ek sien 'n video van jong mense, jy kan nie glo nie, dit lyk soos hulle lê die sypaadjie vol. Dood. Hulle is daar, maar hulle is nie daar. Want daar is 'n dors, wat jy die wêreld nie kan lees nie. En die duiwel kom met 'n leuen en hy sê, ek sal vir jou water gee, en hy pomp jou liggaam vol goed, wat jou net dorser maak, en die einde daarvan is die dood, en die Here sê, ek wil jou dors les, ek wil aan jou lewe gee, ek wil jou die Heilige Gees gee, ek wil jou kom volmaak met my. Amen. En dis wanneer jy daai kry, is die dors weg. Matteus 4:4 sê Jesus vir die duiwel, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God kom. Hy is die brood van die lewe. Die tweede een, Johannes 8:12. En Jesus het weer met hulle gespreek en sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hy is die lig van hierdie wêreld. Duisternis is die gebrek aan lig, is die afwesigheid van lig. Duisternis is nie iets nie. It's no substance. It's the absence of light. Nou sê die Here, hierdie wêreld was vol duisternis, maar ek het gekom om aan hierdie wêreld lig te gee. Ek het gekom om die duisternis te verdryf. Lig verdryf duisternis. Daarom sê jy in Johannes 1:7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daar die duisternis wat binne my jou was, as gevolg van die sonde, kom vat hy weg en sy lig kom skyn in my jou. Daarom sê hy dat ek is die lig van die wêreld. En wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Daar's 'n wêreld buite wat in duisternis is. Maar ek en jy wandel in sy gelig, in sy geregtigheid, in sy heerlikheid. Maar lig verwys ook na waarheid en kennis. Daarom praat hy op plekke en gee ons die verligting van verstand. So toe Jesus in die wêreld inkom, toe maak hy die brood oop, toe maak hy die woord oop, en hy maak die kennis oop, sodat ons kan verstaan. Daarom sê Paulus op 'n plek, hy sê, julle weet alles, want julle het die Gees, die oomblik toe ek en jy die Gees ontvang, het ons die kennis, dit wat nie, ons het nie geweet nie. Maar verligting, lig, bring kennis. Daarom sê 1 Korintiërs 1:5 dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is in elke woord en alle kennis. Ek het 'n rykdom van kennis. Luister gou vir my. Jy het nie 'n graad nie.
Jy het nie 'n graad in teologie nodig. Jy het nie 'n graad in tale nodig. Jy het die Heilige Gees. Kom ek sê gou vanmôre vir jou, elkeen van ons wat hier sit, het dieselfde vermoë om die woord van God te ken. Ongeag jou kwalifikasie, ongeag wat se graad of wat 'n stand het, ek wil vir jou vanmôre sê, selfs 'n kind vanmôre wat nie eens in die skool was nie, het dieselfde vermoë om God te ken as ek en jy, al wat hy nodig het is die Heilige Gees. Daar is mense wat geleerd het, daar's op 'n plek waar Paulus sê hulle leerlinge kom nog nie tot kennis nie. Daar's mense wat 7 grade het en hulle weet nog steeds niks nie. Ja, dis waar. En ek sê nog altyd die grootste gevaar is om hierdie Bybel te ken. Daar's mense wat hierdie Bybel voor tot agter kan quoteer en ek wil jou sê hy's op pad hel toe, want dit is nie gevul deur die Gees nie. Want dis net dooie woorde. Die woorde van die Gees is lewe. Jy kan vir hom niks sê. Ja. Hy gaan vir jou goed in die Bybel uitquoteer wat jy deur Isaac moet gaan opsoek. Wat jy nie eens geweet het staan daar. Maar hy is verlore, want hy het nie die Gees van God nie. Dis die Gees van God wat kennis gee, wat die woord oopmaak, wat die lig aanskakel. Lig openbaar op die weg waarop ek moet wandel. Sonder sy lig, waartoe sal ek gaan? Hoe sal ek weet of ek op die regte pad is? Hoe sal ek weet waar my bestemming is? Toe ek in die weermag was, het ons nagmars gedoen. Met niks, met 'n kompas, en sulke dinge. En oralste op hierdie plek het hulle terugvlees gehad, en wonderwyse, en al. En die idee was, is dat jy nou wegtrek vir jou plek, en dan by jou eindbestemming uitkom, sodat jy gevang word. En ons het so kort Engels mannetjie gehad. Ek sê vir jou, dat ou het night vision gehad, wat skrik. Nou stap ons in 'n glit. Hulle leer jy ons nou mooi. Jy moet nou nie silhouet maak. So as jy nou op 'n heuweltjie loop jy so half in die middel deur, dat hulle jou nou nie daar kan sien. Nou, ons doen alles reg. En ek sê vir jou, daar's nie 'n tripvlek, nee, wat daai ou nie mis nie. Die kry hom, hulle kry ons nie. Hulle begin nader om tripvlees afgaan om te kyk waar is ons. Dit is hulle kwaad. Ek wou nie dekkings doen, want dit is net dorings. Jy val nader aan, nou gelukkig is jy nou jong, né? Jy val nader op 'n push-up met die geweer onder jou. Wat jy so is, want jy is nou al so van die dorings hierso, nou jy wil nie nog val nie, want jy weet nie waarvan dit steek en nie steek. En dan trek hulle donderwys af, want dan kom jy val. Hy ou kon sien. En dis wat die lig van Jesus doen. Is om jou te laat sien. Is om jou te laat sien, waartoe is jy op pad? Is jy op die regte pad? Want hy sê in Psalm 119:105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En dan in vers 9 sê hy, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur te hou na U woord. Hy is die wat seker maak ek is op die regte pad. Strand. Ek was sien so by 11:00 se kant. Ek was nog in my binnekamer besig. Hier kom my vrou daar, sy sê die buurvrou het gebel. En sê daar's 'n kober nou net in die erf gewees. Die kat was met hom besig gemaak en daar oor die meetjie na ons kyk. Nou jy met my vrou kyk sê vir my geklap geslaan dat ek weet ek is raak geslaan deur daai skrik, maar ek sê bang vir staan. Ek het daar nog nooit so kan gesien staan. Want jy het nog nooit geslaan nie. Nou is die eerste maar wat blits aan. So boem. As ek nie gebuk het, die gelukkig was ek slim genoeg of wat ook al, maar ek het so vir die kyk gegaan so wak, stap vir my hier reg. Want as ek mos regheid gemaak het, ek nou nog daar gelê. Dan het my raak geslaan op die kaart. Nou soos uit en nou maak jy oop en dit is pikdonker, jy weet nie waar jy gaan nie. Hier's 'n slang hier iewers buite en ek moet nou op my stoep lig uitkom. Jy weet nie.
Nou staan almal agter jou. En jy is nou die dapper een. Ek het dapper gelyk. Ek het nie so dapper gevoel. Sit die liggaam en skeep die liggaam. Die bol veel beter. Wat jy kan sien. Dis wat die Here sê. Ek wil dit beter maak. Ek wil die lig aansit dat jy kan sien. Die derde ene, Johannes 10 vers 7. Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en wyn en win. Hy sê, ek is die deur. Amen. Ek is die deur. Daar is nie 'n ander deur nie, daar is nie 'n ander weg nie. Ek is die deur. En hy wil dit duidelik maak, want hy kom, hy waarsku ons. Hy sê in Matteus 24 vers 5, hy sê, en daar sal baie kom in my naam, valse Christene. Ek wil jou vandag sê, ek dink vandag is dit nog erger as enige tyd in die geskiedenis van die kerk, hoeveel mense daar kom, wat sê ek is 'n profeet, wat sê ek is dit en ek is dat, en ek kom in die naam van die Here, en hulle is nie van die Here af nie. By die FBI, die ouens wat by die counterfeit werk, in hulle opleiding, wanneer hulle opgelei word, word hulle nie een keer 'n counterfeit gegee. Nie een keer. In sy hele opleiding word daar nooit 'n counterfeit dollar in sy hand gesit. Vir sy hele tyd wat hy daar in opleiding is, word 'n regte dollar in sy hand gesit. Weet jy hoeveel mense het ek al gehoor en gesê, ek wil die Koran gaan bestudeer, sodat ek by die moslems kan werk. Nonsens! Wat wil jy met die vyandse goed doen? Wat wil jy met die counterfeit doen? Leer die woord van God en dan gaan vertel jy hulle van Jesus. Just show them the truth and the truth will set you free. Amen. Daai ons ken die waarheid nou net so goed as die feit kan ons sy hand sê vir hierdie spaal. Dis wat die Here sê, ek is die deur, ken my. As jy my ken, dan kan jy die valse onmiddellik uitken. Ek is die waarheid. Ek alleen is die deur. Pas op! Pas op vir hulle oor die muur spring. Hy sê, my skape ken my, en ek ken hulle. Want ek is die deur. Weet jy wat doen? Die skaapwagters, seker nou nog daar, maar veral in die tyd van die Here. En dit is een van die redes hoekom hy hierdie gedeelte sit, hoekom hy sê, ek is die deur. Wanneer die skaap in die kraal is, dan gaan lê die skaapwagter in die deur. Dis waar hy sê. Geen roofdier. Ek is die deur. Hy wat nie hier hoort, nie, kan nie hier kom. Maar julle, my skaap, kan in en uitgaan en wyd en dis wat hy sê. Dat ek is die deur. Hy lê voor die deur van die lewe, sodat die vyand nie by jou kan uitkom. Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand. Hy is die deur. Jy kan, daar's 'n plek waar ek is in die Nuwe Testament, waar een van die apostels sê, of dalk is dit een van die profete, wat sy slaap rustig in die nag. Want die Here gee nie rus. Hoekom? Hy slaap by die deur. As ek gaan slaap en ek pleit die bloed van Jesus op my lewe, en ek sê, Here, verseël my eiendom, sit die engel hier om, dan gaan slaap ek. Het daar, ons kon nie die slang kry, en ek het vir hulle gesê, hoor julle, ek is amper klaar genoeg, ek gaan slaap. As julle wil baie oor die slang, ek kry nie, ek dink hy sal antwoord. Ek vir julle sê, die een ding wat ek nie doen, ek gaan slaap nie met vrees. Ek het nou die aand die kar gesteel in die deur geloop. Dis nou een van die dinge wat gebeur met die kleintjie. Die sê laat loop.
Volgende moet ons wel ry te soek ons die klas en steel. Dat by die Kaap om te staan, die Kaap daar en die steel. What a welcoming note. Maar weet jy hoekom is hy nie gesteel nie? Nie omdat Golfpark so oulike plek is en die Havensplek so oulike plek is, maar die engele van God te dag is. Die vyand het nie eens geweet. Want hy is die dier. Die volgende in Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Vers 14. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Hy is die goeie herder. En ek het so 'n tydjie terug so half in 'n boodskap dit gegee. Wat is 'n goeie herder? As jy wil weet, gaan kyk Psalm 23. Psalm 23 sê vir jou hoe lyk die goeie herder, want dis iets wat Dawid verstaan het. Hy was 'n skaapwagter. Hy het geweet wat dit is om 'n herder te wees. En daarom het hy dit vergelyk. Hy sê die Here is 'n goeie herder. En Jesus kom en hy beamoed dit. Hy sê ek is die goeie herder. Wat doen hy? Niks sal my ontbreek. Soos wat ek vroeger gesê het in die begin, Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Jy sal niks ontbreek. Ek praat nie hiervan, my klein seun, die ander, die van die ouer, hy is so 5. Ja, maar kyk, as ek reg, hy is aantreklik as jy is, maar die dogtertjies en die vroukies, hulle is mal oor die kind. Hy is nou, hy trek so mooi aan. Hy skryf iets bewus. Jy wil dit sien om dit te kan waardeer. Nou hoor ek vanmôre, sê my vrou verby, in die week, mama's was nou swanger, nou sy kere aan, wat lyk soos ou vroukie. Ek weet nie wie gesê dis ou vroukie. Toe hulle nou moet skool toe ry, toe sê die van vir sy ma, hy sê ma, jy gaan seker nie met daai klere ry nie. Want my juffrou gaan vir jou lag. Nou gister gestop hy sê oupa, laat jy hierdie klein karretjie. Ek sê ja. Hy sê oupa, jy moet vir jou bakkie koop, mense gaan vir jou lag. Nou die punt is die Here sal in elke behoefte voorsien, maar hy gaan nie noodwendig vir jou 'n double cab bakkie gee, maar jy sal nie honger gaan slaap nie, jy sal nie koud gaan slaap nie, jy sal nie vreesagtig gaan slaap nie. Hy weet wat dit jy nodig en hy sal daarin voorsien, want geen regverdige sal sonder brood wees. Hy sal. En kom ons wees eerlik. Daar was tye in ons lewe wat ons benoud was, want dinge het nie so lekker gegaan nie. En daar was baie kere in ons lewe waar ons tekort gehad het aan baie dinge. Né? Lieg ek? Nee, ek lieg nie. Ek weet waarvan ek praat. Maar nie eens vandag nog steeds is nie. Al het jy net eiers gehad en jy het iets gehad nie. Al was dit net 'n stuk droog brood, al was dit dalk, party het net brood gehad, party ons was lekker, daar was suiker op die brood. Jy het nog steeds 'n plek gehad in jou kop. Al moes jy vlug, al moes jy by iemand anders te gaan, daar was 'n tyd wat ek en my 2 kinders by mense moes gaan hier, dit is of gaan loseer het vir tyd dat vir 2 of 3 weke tot ek aan 'n blyplek kon kry. So ek en my 2 kinders en die mense met hulle kinders en ek dink dit was iets soos 'n 2 slaapkamer huisie, so klein. Maar slaap waar jy kan slaap. Ek het geslaap. Het was dalk nie wat ek wou gehad het nie. Het was dalk nie die beste akkommodasie nie. Daar's tye, maar jy het geslaap, die Here weet jy het 'n plek nodig om jou kop neer te lê. Jy gaan dalk nie wees, dit gaan dalk nie daai hemelbed wees en die double story huis nie, maar as 'n plek is waar jy jou kop kan neer lê en hy sal daar wees en ek het nie eens koud. Hy sal
en elke behoefte voorsien. Jy sal niks ontbreek nie. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Filippense 4 vers 6 tot 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus. Wanneer ek oorgegee is, when I trust Him, when I believe Him, when I follow Him, it does not matter. Hy weet wat ek nodig het voor ek vra, hy sê dit. Maar nou sê hy hierso, wees oor niks besorg nie, maar maak dit bekend. Ek hoef dit nie bekend te maak nie, hy weet dit. Maar hoekom maak ek dit bekend? Want ek is afhanklik. Ek is oorgegee, Here, ek vertrou op U. Ek vra U. Voor ek 'n goue kalf bou, Here, gaan ek na U toe. En ek vra, Here, asseblief, baie dankie. Weet jy wat is die grootste probleem van mense, is ondankbaarheid. Dis hoekom hulle op niks verder kry. As jy nie kan dankbaar wees vir 'n droë stuk brood nie, moenie 'n pizza verwag. As jy nie kan dankbaar wees vir 'n glas water nie, moenie 'n glas kook verwag. Nie om God dit nie vir jou wil gee nie. Maar jy is so ondankbaar oor dit wat jy het, dat jy nie eens kan sien dat God se hande staan vir jou ook vir jou nog. Dis hoekom baie van ons nie het. Want ons is te ondankbaar oor dit wat is. Hy lê sy lewe af sodat ek. Matteus 6:28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Is hy jou herder? Want hy sê vir baie, nie vir almal. Amen. Wat sê jy nou, pastoor? Wat so lief het God die hele wêreld gehad? Stoot sy bloed vir baie. Wat nie almal gaan doen. Is hy jou herder? As hy jou herder is, het hy sy bloed gestort vir jou. Het hy jou sonde weggewas. Het hy sy lewe gegee vir jou. Sodat jy kan lewe. Nou sê in Johannes 10 vers 10, hy het gekom sodat jy kan lewe en dit. Begin jy al sien wie hy is? Nommer 5, Johannes 11 vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Ek is die opstanding, ek is die lewe. Dit is 'n belofte. Dis 'n belofte, hy sê ek is die opstanding. So as jy in my is jy ook in die opstanding, is jy ook in die lewe. So dieselfde belofte, daai belofte is ja en amen en is vas. En net soos wat God hom uit die dode opgewek het, sal hy my ook uit die dode opwek. En net soos wat hy sy seun lewe gee, sal hy aan my die lewe gee. Maar daai opstanding en lewe is slegs in Jesus Christus en niemand anders. Geen afgod. Okay, daar is geen afgod wat lewe. Dis mense gemaak. Maar waar is Mohammed? Hy is in die graf. Waar is Hare Krishna? Hy is in die graf. Waar is Boeddha? Hy is 'n paperweight. Maar waar is Jesus? Hy lewe, hy het opgestaan, hy is die waarheid. Amen. Nou sê 2 Korintiërs 4 vers 14, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met Here voor ons sal stel. En hom is die lewe en dit in oorvloed. Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar hy oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis 'n belofte. As ek hier in Christus is ons saam met hom in die op. Daarom sê hy sê vir die vroukie, hy sê dit vir haar by die put. Daai vrou wat nou al deur haar 5de man is en Jesus sê maar hy is ook nie jou man nie. En hy vertel vir haar, hy sê vir haar voordat hy nog by die fontein van lewende water kom, hy sê ek is die opstanding en die lewe. Wie
het nie gesterf nie. Want die grootste vrees by die mens is die dood. En baie kinders van die Here sukkel nog steeds met dit. Hulle is bang vir die dood. Jesus sê, trust in me, not in me. Die Here sal jouself met jou dra. Die ongewoon. Kom ek sê jou vir jou vanmôre. Jy sal nie alleen deur die Jordaan. En nou sê dieselfde vir die wêreld. Jy gaan ook nie alleen na die put van die hel. Daai man stuur ook sy mannetjies om jou te kom. Jy wil never be alone. Jesus sê ek sal jou nie vergewe en jy moet verlaat. Ek is met jou tot en met die volleinde. Wat is die volleinde? Die dag is ek net op neer. Die volleinding het nie 'n einde nie. So hy sê ek is saam met jou tot in ewigheid. So wanneer ek en jy deur die dal van doodskrale beweeg gaan, wanneer ek en jy deur die finale Jordaan beweeg, is hy daar. Jy's nie alleen nie. En dis die vertroue wat ek, en dis wat ek vir jou wil sê, ek is die opstanding en die lewe. Jy vrees nie die dood. Ek is met jou. Die voorlaaste in Johannes 14 vers 6, dis seker dat jy van die bekendste is. Jesus antwoord ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's 'n gesegde, en ek dink ons het, ek weet nie, onlangs daaroor gepraat, maar daar's 'n gesegde wat sê all roads leads to Rome. Alle paaie lei na God. Elke godsdienst in hierdie aarde se einde eindig by God. Daar's een ding met die Paus en 'n paar ander gesê dat die waarheid is, maar hulle verdraai die waarheid. Hulle verdraai net. Hulle sê vir hulle, jy maak nie saak wie aanbid, jy een gaan aanbid, jy sal by God uit. It's true. Jy gaan daar uit. Dis dit. Jy gaan voor die troon kom staan. Want hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. Maar daar's net een weg na die Vader. Daar's net een weg na die lewe. Daar's net een weg na die hemel. Daar's net een weg en dis Jesus Christus. Alles gaan jou voor die regterstoel van God laat ontstaan, wat jy verantwoording doen, maar net Christus gaan jy in jou die lewe gee. Net hom gaan jy die voorreg hê om na die Vader toe gaan. Hy sê, want jy moet eers voor die regterstoel kom, voordat jy verby kan gaan. En as jy nie daar verby kan kom nie, hy is die weg. Hy alleen is die weg. Daar is 'n weg wat vir die mens soms reglyk. Ek dink sekerlik, maar die klomp Jode het ook gedink toe hulle die goue kalf maak, dis die regte ding om te doen. So daar is 'n weg wat vir die mens reglyk. Maar Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelei. Hy is die weg. Hy is die lig vir die weg en hy is die weg. Hoe awesome is dit? Imagine, jy moet na 'n onbekende bestemming toe ry en die teerpad vertel vir jou waar toe. Links, regs, hier, stryd, jy is 'n GPS nodig. Dis soos 'n Sky-Electric karretjie. Jy druk net die knoppie en hy zwaar daarvan. Dis amper so iets. As ek op die Here vertrou, dan is ek soos hierdie Sky-Electric karretjie. Hy sit die ligte aan en he guides me on the road because he's the road. Hy is die weg. Daar is nie 'n ander weg nie. Johannes 8 vers 20, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hy is die waarheid. Hy sê die waarheid, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, maar dan gaan hy in vers 36 en hy sê, as die Seun julle dan
vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Hy sê julle sal die waarheid ken. Wie sê julle ken? Julle sal die waarheid ken. Maar nou sê ek op 'n plek, as Jesus jou vrygemaak het, is die waarheid vry. Die waarheid gaan jou vrymaak. Wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Hy alleen is die waarheid. You cannot trust anybody. Jy kan jouself nie eens vertrou nie. Die skrif sê vertrou nie op jou hart nie. Want wie kan die hart ken? So baie is dit dan nie om trust. You cannot do it. You can love him. But there is only one that never fails. Jesus. Amen. Hy is die waarheid. Daar's mense, ek dink nie daar's in die geskiedenis van die mensdom waar daar soveel kennis en soveel inligting bekombaar was. Ja, was op 'n tyd in my lewe waar gesê veral as mense oor sosiale media gaan en al daai goeders, dat as ek dit nie sien gebeur, gaan ek dit nie glo nie. I want to see it. Want daar's soveel nonsens, daar's soveel leuns, daar's soveel bedrog. Nou het ek op 'n plek gekom wat ek sê ek glo niks nie. Met hy maak hulle ding so dat it looks so real. Daarom sê die skrif aan die einde gaan die misleiding so groot wees dat as dit moontlik was dat selfs die uitverkorenes mislei sou word. Dit is so erg vandag. Ek sê vir jou net, as jy dit nie so vir jou sien en kan vat daaraan, ek dink daar gaan 'n tyd kom dat jy nie eens dit kan doen. So who are you going to trust? Ghostbusters? No. Wie moet jy bedank boonop nie? Jesus Christus. Hy alleen is die waarheid. Dis al waarop jy kan staan, maar hoor wat ek vanmôre vir jou sê. As dinge teen mekaar raak, as jy dinge begin nie verstaan nie, dinge nie sin maak nie, hardloop na die vorentoe, en hou vas, want hy is die anker. Maak nie saak hoe die storms van die lewe om jou val nie. Hy is die anker, hy is die waarheid. Hier is al wat jy kan vertrou. Al. Ek sê Vrydag aan vir die Here, ek sê jy moet kerk toe. Ek sê maar na watter kerk toe? Hoe weet jy? Wat is die regte kerk? Ek sê ja, dan moet liefde wees. Die Heilige Gees moet daar wees. En die waarheid moet daar wees. And how are you gonna know? As jy die waarheid ken. Amen. Ek kan jy nie mislei, ek kan jy nie uitval. Ken die waarheid. Hy alleen is ons redder. Daar is nie, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy alleen is lewe. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie. En want daar is ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mensgees waardeur ons gered kan word. En dis verwys na Jesus Christus. Amen. Toe Petrus vir hulle hierdie vertel, was dit verwys na Christus. Daar is nie 'n ander naam. Hoor wat ek vir julle vanmôre sê, daar is nie 'n ander naam as Jesus Christus. Amen. Hier is nie 'n vertalingsfout nie. Hier is nie 'n grammatika fout nie. Daar is net een naam en sy naam is Jesus Christus. As enigiemand met jou met 'n ander naam kom, hoe sê die skrif, laat dit be to Nima, laat dit van wees as vervloek. En daar is net een evangelie. En dis Jesus Christus om as gekruisig. Efesiërs 2 vers 18. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Slegs deur Jesus Christus. Hy alleen is die weg. Die laaste een, Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. En in vers 5 en 6. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit met mekaar en gooi dit in die vuur en dit word verbrand. Jesus Christus is die bron van alles. Hy is die lewensaard. Hy is die lewenssap.
Slegs in hom is daar lewe. Alles wat ek en jy, alles wat ek en jy is deur sy genade. Daarom sê hy vir hulle, ek is die wynstok, en jy kan niks doen as jy nie in my is nie. Ek en jy vanmôre sê, jy kan nie eens opstaan sonder hom nie. Jy kan nie een voet nie voor die ander een sit sonder hom nie. Hy is die asem, hy is die bloed wat deur jou vloei. Sonder hom is daar nie genade nie, sonder hom is daar nie redding nie. Ek en jy moet in hom wees. In sy teenwoordigheid, in hom ingeënt, in hom vasgemaak. Amen. Dis wat oorgawe is. As jy, en ek is nou nie 'n tuinier nie, die laaste. Ek grou die gat van my vrou sy plant. Want as ek in hom raak trek, ek sal die gat grou, sal nat maak. Sny gras, daarmee is dit goed. Maar ek het al gesien hoe mense plante inent. Hulle maak daai keepie draad, maak hom so in, die ding wat hulle inmaak het, maak hom so 'n wedge, en dan sit hulle daarin, en dit lyk baie maklik. Maar gaan dit nie doen nie, want altyd gaan vry. En dan typ hulle hom, en al die goed. En skielik as jy groei die ding uit. En die enigste rede hoekom daai nuwe plant groei, is hy het 'n oorgawe gemaak aan die originele was. As daai plantjie nie aanvaar het waarin hy ingeënt is, het hy gesterf. En dis dieselfde wat die Here sê, as jy by my ingeënt is, jy sal lewe, maar jy moet die oorgawe maak. Jy moet in my ingeplant wees, jy moet in my wees. Jy moet die sap van my drink. Jy moet die lewe, want die lewe is in hom. Waar kry hierdie ingeënte plant sy voeding vandaan? Uit die plant, uit die oorspronklike plant. Hy voed hom. En nou, 'n ander ding wat ek geleer het, is, as jy wil hê, 'n plant, 'n struik of 'n ding, moet mooi wees met die dooie goed afkom. Want die wortels probeer die dooie ook voed. So wat gebeur, die lewe is, kry nie wat hulle moet kry. Hulle word verarm. Hulle ly aan bloedarmoede of wat ook al, wanvoeding. En dan lyk die plant nie so mooi nie, en skielik sien jy daar nog 'n takkie wat sterf. Het jy al die lewendige takkie sien lewe word? Nee. Maar gekap hom af, snoei hom, what happens? Ja! Ons het so 'n lelike ding daar agter, buite die RVC, ons sien hom nie virus nie. Nou die ding half doodgelaat, nou sien jy hom van hierdie kant af, nou lyk dit nog oulik, lyk dit hierdie droom aan die skik. Dit dooie takke raas. Jy ken mos al mense, hulle hou daarvan, hulle kry vir hulle pot, sit hulle om dooie goed. Dit dooie raas. Nou verstaan jy om die tannetjie nou. Sy het seker nou kuier mense gehad. Kom. Nou vra sy my, kan sy nou maar haar tyd hier stuur om van hierdie dooie boom ontstaan te raak. Ek dink nou moet ek maar die regte gestindheid hê. Die binne ek my nou lelik gewik in die tand, wat is daar probleem? Plek skoon netjies, dis mooi dooie tak, dit lyk nou. Wat is dit nou? Maak jy dit probeer swaai en sê, ag tannie, as dit tannie plaas, dan is wel wat sê nooit gedoen? Die dooie aanskrik in die dag gebly. En eendag kom omstuin mense en die tuinier wat daar op werk het, die skielike bevlieging gekry, en hy gaan kap die dooie takke af. Weet jy dat maar hy mooi boom sien wat nou daar staan? Ek sê nog die ding is dood. En dis wat die Here sê, hy sê ek is die ware wynstok, as jy in my is, dan kan jy baie doen, maar sonder my kan jy niks doen nie, en as jy nie in my is, as jy nie wil vrug dra nie, dan kap ek af, en wat gebeur met jou, jy gaan na die vuur toe. Dis al waarvoor jy goed is. Party mense se takkies is so dun, hulle is net daar om die vuur in die gang te kry, hulle kan hom nie eens aan die gang hou. Maar ek is die wynstok, ek is die bron van alles. Efesiërs 2 vers 8 tot 10, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, want dit is 'n gawe van God. Nie uit werk nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons aan kan maak. Dis alles hy. Dis sy genade, dis sy werk,
Dis sy heerlikheid. Hy is die wynstok. Hy is die ware wynstok. Amen. Maar ook sê hierdie gedeelte vir my dat die idee dat jy eenmal gered is en jy is altyd gered, waai nie daar by die wind. Dit gaan soos hy twee takke daar aan die vuur. Want daar is van hulle wat by hom ingeënt was, maar net nie meer vrug gedra het nie. So hy het nie gepraat van eenmalig iemand anders nie. Hy praat, hy sê ek is die wynstok, julle is die lote. En in my moet julle bly, as julle in my bly, sal julle veel vrug dra. Maar as julle nie in my bly nie, dan gaan julle niks kan doen nie, en julle gaan nie vrug dra nie, en julle gaan doodgaan, en julle gaan afgekap word, en julle word in die vuur gegooi. So daar's baie wat na Christus toe gaan, maar hulle bly nie in Christus. Life is only in His presence. En daarom word hulle afgekap, Lukas 6:44, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie van vye nie, en mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos. Jy sal hulle aan die vrugte ken. Hierdie is een ding waarmee ek gesukkel het. Oor hierdie valse leraars wat mense so mislei met die prosperity en al daai tipe van dinge. En jy sien baie kere by hierdie ou se dienste, en baie van dit is misleiding, party baie van dit is betrok, maar daar is wel wonderwerke wat plaasvind, daar's wel genesing wat baie keer plaasvind. Dan sê vir die Here, ek weet wie hierdie ons is, ek weet wat hulle verkondig, hulle is besig om mense na die hel toe te vat, maar hoekom gebeur hierdie goed? En die Here vat my na daai skrif wat ek nou gekwoteer het. Hy sê dat die misleiding sal so groot wees aan die einde dat as dit moontlik was dat selfs die uitverkorens mislei sal word. En hy vat my na die skrif wat sê dat hulle sal tekens uit die hemel uitbring. En hy vat my na die skrif van Job waar wie Job siek gemaak. Die duiwel. En die Here sê maar as die duiwel hom siek maak en die duiwel ook gesond maak. Dis misleiding. Want mense kyk na tekens. En die Here sê, kyk na die vrug. Want 'n boom sal aan sy vrug geken word. Amen. Moenie kyk waarmee hulle besig is, want dit is misleiding. Kyk na die vrug van daai persoon. Ja. Is hy in die ware wynstok ingeënt of is hy nie? Ek sluit af. Dis die 7 verklaringe wat die Here maak van die ek is. Maar daar is 'n ander verklaring wat vir my nog belangriker is. Wat al hierdie 7 bymekaar bring en saamvoeg en as ware die gom is, sodat as ek hierdie verklaring kan verstaan, dan kan ek in hierdie 7 glo. Dan kan ek weet dis die waarheid en dis reg en al hierdie goed wat ek vanmôre vir julle ek kan daarin vashou en ek kan daarop vertrou en sê Here lei my, ek sal U vertrou. En dis die volgende. In Johannes 18 vers 5 en 6 en dit is hier in die tyd van Getsemane waar die Here daar staan en die tempelwagte daar aangekom en hier kom so Romeinse soldate, ek weet nie hoe, was omtrent seker 1000 van die lot wat daar aangekom het saam met Judas Iskariot om Jesus in gevangene te neem. En die ou vra daar, hy sê, wie is die Jesus die Nasareër? En dis, nou hoe dit staan in die Afrikaanse vertaling, hy sê, hulle antwoord om Jesus die Nasareër. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas het verhaal, het by hulle gestaan, en nou gaan hy in vers 6 en sê, en toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle almal agteruit gegaan en op die grond geval. Waarom dink jy, het 1000 man toe hy sê, dit is ek, agtertoe gegaan en omgeval? Want in daardie oomblik het hy openbaar wie hy is, want in die grondteks, die ware vertaling te staan is daar geskryf, ek is. Hy verklaar hulle, ek is die ek is. Die ek is wat homself aan Moses by die brandende bos geopenbaar het, dit is ek. En toe hulle voor sy heerlikheid staan, toe hulle die tempel van Salomo inwy en die heerlikheid van God neerdaal, toe val die priesters op. En dit is presies wat hier gebeur.
Toe hy verklaar wie hy is en sy heerlikheid daal wanneer, toe moes hulle voor hom buig. Wat sê die skrif? Elke knie sal voor hom buig en elke tong. Hulle wou nie, maar hulle het nie 'n keuse gehad. So ons storie ek is Pa. En daardie oomblik verklaar hy, ek is wie ek is. Want in Eksodus 3 vers 14 staan daar geskryf en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel moet, ek is, het my na julle gestuur. God sê ek is. Jesus sê ek is. Jesus is God. Amen. En hier word bevestig in Openbaring 1 vers 17. Toe Jesus voor Johannes verskyn en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê moenie vrees nie, ek is die eerste, ek is die laaste. Hier is amazing. Jy sien want in Jesaja 44 sê God, hy sê, so sê die Here, die koning van Israel en sy lofser, die Here van die heerskare, ek is die eerste, ek is die laaste, buite my is daar geen ander God nie. Hier sê Jesus vir Johannes, ek is God, daar is geen ander nie. Dis amazing. Dis die grootste verklaring van hulle almal vir my, is dat hy sê, ek is God, ek is. En nou sê Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Openbaring 19 vers 13, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Wat wil jy meer hiervan? As God dan self vir jou sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die dier. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Is God wat vir jouself sê. You can trust. Dit was nie die blote man wat hierdie woorde geuit het. Jy kan staat maak op elke stelling wat Jesus Christus gemaak het. Jy kan op hom vertrou. Jy kan glo dat hy werklik die ja en die amen is op elke belofte. Dis nie net leë woorde nie. Daarom sê Jeremia 1 vers 12, toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. You can trust in me. My plan was vanmôre om hom nie aan jou voor te stel. You can trust in me. Hy is wie hy sê hy is. Hy is jou hoop. Hy is jou sterkte. Hy is jou verlosser. Hy is jou voorsiener. Hy is jou geneesheer. Hy is jou vergifnis. Hy is jou redder. Hy is jou blydskap. Hy is jou vrede. En hy is jou lewe. You can truly trust. Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbare woord vanoggend. Dankie vir elke verklaring wat Jesus gemaak het. Ten opsigte van die hoop wat hulle het wat in hom is. Maar die grootste verklaring van almal is dat hy sê hy is God en dan ons kan hom glo en ons kan hom vertrou. Hy is die een wat hemel en aarde geskaap het. Hy is die een wat onwankelbaar is. Hy is die een wat wakker is vir sy woord. Hy is die ja en die amen van sy eie woord. Ja. Ons kan vanmôre hom vertrou. Ons kan vanmôre in hom ingeënt wees in totale oorgawe. Ja. En sê Here ons sal U volg. Want U het Uself aan ons openbaar. U woord het U aan ons openbaar. Ek ken U vanmôre. Ek ken U vanmôre uit die woord. Ek ken U vanmôre uit dit, uit my lewe, uit dit wat U al vir my gedoen het. En kan ek ook vanmôre bid en sê Ewa na eers tot hier toe het U my gelei en het ek die volste vertroue wat voor my lê. Ek sal volhard, Here in U. Want U is die waarheid. U is die weg. En U is die lewe. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Ons gaan hierdie diens dan nog afsluit met I'm so glad Jesus lifted me.
as u nog nie gesaai het nie, mag u saai, dat die Here dit op die hart lê, mag u dit met liefde doen, mag die Here u seën daarvoor, en ek bid ook dat, as u dan nie vanmôre het om te saai nie, dat die Here u so sal saai, dat jy jou sal gee, dat jy soveel het om te saai, prys die Here, mag sy goedheid en sy guns julle toevou, mag sy vrede julle oorweldig, ek gaan broer Dani dan vra, nadat ons gesing het, om ons die diens af te sluit, met gebed. Onthou vanaand 6:00. Ons het diens vanaand. Ons gaan so die spikkels, sal ons kyk gelukkig, met dit het ons meer nodig om te hoor, as om te, maar moenie vanaand mis nie. Vanaand is baie belangrik vir jou. Baie belangrik vir julle. En mag die Here u seën, en mag julle middag geniet. Was lekker om die Here te dien, was lekker om vanmôre saam met u te wees. Ek hoop die woord wat uitgegaan het vir u iets beteken, en mag die Here Jesus dan ook die naprediker daarvan wees, en dit in julle harte bevestig. Hy is koning. Amen. Daar is al wat belangrik is. Hy is altyd goed. En die duiwel is vyand. Prys die Here, prys die Here. Halleluja. Baie dankie vir Dani. Die van ons. Nou, kan jy vir ons dan afsluit? My vrou is dan nie vanmôre hier nie, so jammer vir die dames, maar die mans, julle mag my groet. Prys die Here.